very popular and written on OFM. Always there, always on. It's 18 after 6 p.m. Now, on Tuesday on the Business Hour, we got commentary on the Department of Employment and Labour's employment equity targets, regulations and administrative requirements. These regulations mandate designated employers to achieve equitable representation of designated groups across all occupational levels by 2030. The development is obviously contentious and the DA is challenging the newly announced quotas in court. Breaking it all down was Advocate Dartius Wessels from Strategy Labour Solutions. He spoke to my colleague Shanae van der Merwe about this. Advokaat, die DA het uiteindelik sy saak teen die wysigingswet op indiensneming gelykheid in die hof aangebied. Hulle voer aan dat hoewel die party nie teen transformasie in die werkplek is nie, die nuwe teikens billikheid vir almal ondermyn. Hoe daag die DA se hofsaak teen die Departement van Arbeid die wettigheid of afdwingbaarheid van die nuwe regulasies van die wysigingswet op indiensneming gelykheid uit? Goeiedag Shanae en goeiedag ook aan die luisteraars. Ja, die DA se hofsaak teen die minister van Arbeid daag so as te ware die wysigingswet uit, maar spesifiek artikel 15A daarvan. Hierdie artikel gee vir die minister die mag om nasionale ekonomiese sektore te identifiseer en dan nou ook numeriese doelwitte te stel vir die billike verteenwoordigheid van aangewese groepe binne daardie onderskeie sektore. So waar maatskappye of werkgewers in die verlede amper die bereidwilligheid of die vermoë gehad het om hulle eie demografiese doelwitte daar te stel, word hulle dan nou al verplig om die regering se doelwitte dan nou te bereik binne 'n gegeewe 5-jaar plan. En wat dan nou die groot probleem is dat wanneer werkgewers nie daardie doelwitte bereik nie, daar amper hierdie vrees is dat hulle dan nou ook 'n boete opgelê kan word. En afhangende van of hulle eerste of tweede oortrede is, kan hierdie boete wissel van 1.5 miljoen tot 2.7 miljoen of selfs 2% tot 10% van die maatskappy se omset. Dit argumenteer die DA dan nou kom basies neer op 'n rasse-kwotastelsel wat natuurlik teen ons grondwet is en as ook te ware teen die wysigingswet self. 'n Ander interessante aspek wat die DA aanvoer is dat die proses wat gevolg is om hierdie gewone wetsontwerp daar te stel, nie die korrekte prosedure gevolg het. Nou, ons grondwet onderskei dat wanneer gewone wetsontwerpe deur die proses moet gaan, dat dit of deur artikel 75 van die grondwet of artikel 76 van die grondwet gedoen moet word. En omrede hierdie wetsontwerp is wat die belange van provinsies substansieel dan nou beïnvloed, moes dit ingevolge artikel 76 daar gestel geword het, maar dit het artikel 75 prosedure gevolg. He's our labour law expert. It is Advocate Dartius Wessels. He's the MD of Strategy Labour Solutions. A big thank you there to my colleague Shanae van der Merwe for undertaking the interview or carrying it out, and a big thank you to the strategy team there for setting up the conversation with Advocate for us. More recaps as well as your business of the day coming up next. And the best internet service